Wil Ehm jy sê die dit eerste 14 dae is vir jou 'n bietjie van 'n blur? Kan jy vir ons verduidelik hoe kom 'n ou as jy 'n verboer moet raad gee om geestelik of op 'n geestesgesondheid vlak na homself te kyk in so 'n situasie? Wat sal jou raad wees? Ja, ek dink nie ek sien myself as 'n redelike sterk persoonlikheid en die mense wat my goed ken, dink ek sien ook so miskien dalk 'n bietjie intimiderend want ek is ek ervaar ek, maar ek is nie regtig ek het eintlik 'n klein hartjie. Hulle weet dit net dalk nie altyd nie. Maar niks gaan jou reg maak wat jy gaan ervaar nie. Ek dink nou waar ons nou is en wat die ouens wat dit nog nie deur is hier en vir my om hulle te vertel en vir ander boere wat daar deur is om vir ons hulle te voorreg dat hulle self kan voorberei vir wat kom. En ek meen baie ouens in my area reg oor die land het my gebel. Ek meen is nie vir daai ouens is wat jou bel en sterkte en waar kan hulle help nie. Dis goed wat jou in die lewe hou op daai stadium. Maar by einde van die dag is jy alleen in die ding en jy moet as die hoofman oor 100 moet jy die ding deur die drif trek. En geestesgesondheid is 'n absolute 'n prioriteit volgens my. Nie net deur in Back and Claw nie, maar in droogte. Ons is nou in 'n helse droogste tyd in 20 jaar wat ek hier op die plaas is. En om positief te bly is die eerste ding. Maar hoe gaan jy positief bly in so 'n tyd? En as ek sê as jy aan 'n dokter toe gaan en 'n pilletjie kry om jou te kalmeer of te laat konsentreer of te laat slaap, jy is net 'n mens. Ons boere is mos gewoonlik tyger veronderstel ons hou ons taffer as die average mens daar buite. Maar ons is eintlik ook maar net mense en niemand van ons is veronderstel om hierdie tipe goed te kan hanteer. So daar is tegnologie. Ons is lief om trekkers te koop met GPS'e en goed wat hulle self ry en so. Maar ons gaan nie dokter toe en gebruik die tegnologie soos in my geval 'n pil wat my laat help konsentreer. Ek besef nou ek moet die ding al op skool gebruik het, dan was ek al 'n bietjie verder gewees akademies as dit ek nou is. Die punt is net jy moet hulp kry. En jy moet positief jou so vinnig as moontlik positief kry. En een manier vir my nou nog 'n jaar plus later, 18 maande later is om wat is positief? Wat op die oomblik wat aangaan op die plaas is positief en konsentreer op dit en nie net die negatiewe nie. Ek hou ook ja meer van om met 'n negatiewe mens te praat nie. Ek is bereid om na my pelse probleme te luister en te simpatiseer, maar ek kan nie heeltyd met 'n negatiewe ou praat nie, want dit gaan my negatief maak. Ek probeer ook die heeltyd negatief teenoor 'n ander ou te praat, soos byvoorbeeld die droogte op die oomblik. Wat kan ek doen? Ek is nie my skuld nie, ek maak nie reën nie. Ek doen maar wat ek doen en doen dit reg en probeer konsentreer op die positiewe. So die mental kant, die geestelike kant van Back and Claw se realiteit. Ek gaan die ou se naam noem en ek glo hy sal my nie kwaadlik neem nie, Dr. Sean Morris, en hy is redelik al onbekend en ek het al by geleenthede gewees waar hy is 'n kenner op Back and Claw en ek weet hy is baie diep betrokke. En hy het vir ons in 'n vergadering gesê, dis een van die grootste probleme van Back and Claw is dit, maar so is dit ook maar droogte. So wat ek kan sê is jy droogte kan deurgaan, gaan jy Back and Claw kan deurgaan, jy gaan enige ander ding kan deurgaan. 'n groot besigheidsvernoot van my het voor my kom sit hier by die maand in die ding en toe sê hy vir my, "Boel, this is just another drought." En van daai het my oor laat oopgaan. En ons is al deur baie droogtes. En jy moet maar net daar deurkom.
Maar en sorg dat jy die goed wat nodig is, wat gedoen moet gedoen word. Maar as jy nie in die regte space is, gaan jy dit nie reg kry nie. So ja, dit is maar die short and sweet. En ek is bevrees ou vat my houe soos wat jy aangaan. Ek is 51 en daar's houe wat jy nog altyd onthou. Jy raak baie keer in die nag wakker, dan sien jy daai koeie wat jy moes skiet. Maar jy moet daarmee saamleef en aanbeweeg. Jy kan nie heeltyd in dit vaskyk nie. So ek sê nie dis 'n quick fix nie. En daar gaan definitief permanente issues wees, maar jy moet daarmee deel. Maar vir my is die eenvoudigste is om te probeer in die positiefste goed te konsentreer waarmee ons besig is. En op dit hamer heeltyd, selfs met my bestuurders en my werkers, kry hulle om te fokus op die positiewe goed. Eerder as om die negatiewe goed heeltyd vas te kyk aan. So ja, dit is ek is nie 'n sielkundige nie, maar dit sal die raad wees wat ek aanbied.